Ek dink dit is belangrik dat ons begin by die pilare van herlewingslandbou. En die eerste een is cover, bedekking. Voor ek miskien verder gaan, doen enige iemand een of ander vorm van hoë drukbeweiding? Daar, Christian, jy, daar is ons iemand, daar. Okay, so is dit so paartjies. So die eerste een is cover, die ander een is minimum chemies of fisiese versteuring, die ander een is verskeidenheid plante, nee, verskeidenheid grasspesies of plantbos, maak nou nie saak nie. Die ander een is lewendige plante solank as moontlik. Dis hoekom ons die cover crops doen. En dan die ander een is die integrasie van die beeste. En dan het hulle nou een bygebring wat ek dink baie belangrik was konteks. Want dit is so dat die Kalahari lyk anders as Natal. En dit wat jy, die beginsels wat jy moet toepas en hoe jy dit moet toepas, gaan anderster wees in Natal as in die Kalahari. Okay, so konteks is baie belangrik. So hierdie stasie gaan dan oor net oor daai een pilaar, die integrasie van die beeste. Okay. En dit is so dat die geheim, en dit het ons nou later maar eers geleer en miskien meer prakties of eintlik vasgevat, en dit is dat die geheim van boerdery lê die lewe onder die grond, waar ons nie kan sien nie. En dis amper maar soos geloof, dat 'n ou moet glo in iets wat jy nie kan sien nie. En hierso moet ons 'n klomp goed bo die grond doen, om dit wat is onder die grond, en dan so nou en dan kom ons daar, en dan sien ons ook nie regtig, ons weet nie wat ons sien nie, maar ek weet een ding, dat die liewe Vader het hierdie ding perfek geskep. En ons moet net maniere vind om daai perfektheid soveel as moontlik te ontsluit. So cover, die rede hoekom ons wil cover hê, gaan oor die lewe onder die grond. Die lewe hoekom ons lewendige wortels vir lank as moontlik hê, gaan oor die lewe onder die grond. Die rede hoekom ons minimum versteur, gaan oor die lewe onder die grond. Die rede hoekom ons verskeidenheid wil hê, gaan oor die lewe onder die grond. En die rede hoekom ons beeste implementeer, gaan oor die lewe onder die grond. Okay, so, ons is in 2025. En ek kan nie glo, dat ons vandag nog praat oor produksie per dier nie. Ek kan nie glo, dat gesprekke nou gaan oor speenmassas nie. Dit gaan oor hoeveel wins maak jy op 'n hektar grond. Nee? Want, kom ons begin by die maklikste deel. Ek weet nou nie wie is julle ouens, ek ken julle ouens nie so goed nie. Maar meneer Hootfield het geld in die bank. Wat is die rente wat jy op jou geld in die bank kry? 15%. Okay, hier was nou iemand wat gesê het, wat by langtermyn sê is 8%. Nee. So die minste moeite generasie op jou geld, of wat jy kan maak op jou geld, as jy om jou geld in die bank te sit, dit is dalk die laagste wat jy kan doen, met die minste risiko. So die vraag is, maak jy meer as wat die bank jou gee? Maak jy meer op jou kapitaal as 8% wat jy kan kry moeiteloos by die bank? Okay, nou is die vraag, ons het nou baie praat en vraag. Ek is oortuig dat die grootste dryf vir winsgewendheid is getalle. Is hoeveel beeste kan jy volhoubaar en dan natuurlik nou effektief op 'n sekere stuk grond aanhou. Alright. En daardeur gaan dit, ons moet meer kilogramme afval, nee, om weer wins te maak. Nou jy kan dit doen, jy kan nou vir my sê, maar gaan jy jou speenpersentasie verhoog, ons het baie lank dit getraai. Nou kan jy jou speenpersentasie van 95 na 105 toe vat. Dis onmoontlik. Kan jy jou speenmassa van 250 wat jy nou tans speen op konvensioneel na 270, 280 toe vat. Maar met dubbel die hoeveelheid beeste kan jy maklik jou produksie per hektaar verhoog en dan daardeur ook jou wins. Die rede hoekom is dit so? Ek vat gou eers Dani, ek boer in die Wetstorp, wat baie anders te lyk as hierso. Dani het nou vir my gesê vanoggend, sy pa het met 250 beeste hier geboer en hy boer tans met 1000 beeste. Okay? Een op 4 maal die norm. Hy sê as hy hierdie beeste wat hy nou hier het, konvensioneel in die area moes boer, dan moet hy 25 miljoen rand se grond gekoop het. Nou jy kan nou self vir jou dink, as jy nie die 25 miljoen rand uitlê nie, maar jy kry die produksiewaarde daarvan terug,
wat maak dit aan die som? Dan begin jy krap jy in die bank se goedjies, nê. So ek wil maar net dit sê. By ons het ons dieselfde gevind is dat ons het en die hoofrede vir hierdie effektiwiteit is die duurste koste van enige boer, veeboer, is sy grond. En ons wil dit nie ooit hoor nie, want dit kom nou bietjie na onsself toe, nê. So ek moet vir jou sê jy's onaktief op jou grond nie, maar wat gebeur het? Ons het ook toe ons het 6 hektaar vir 'n bees nodig in die Wetstop en ons doen nou 3 hektaar op 'n bees. So wat gebeur is daai huurkoste, ek het ons sommer gewerk teen R400 was R2.500 toe ek 1 op 6 genodig gehad het. Nou het ek 1 op 3 nodig, so daai huurkoste het R1200 geword. Ek het geskuif van 38 kg per hektaar toe na 69. Hierdie jaar was dit 70.3 toevallig. Nou het ek dit goed ingestuur. 70.3 kg en ons koste per kilogram het met R5 afgeneem net omdat ons vaste koste gehalveer het. So ons produseer 69 kg teenoor 38 en elke kilogram kos ons R5 minder. Nou dan begin die som werk. Ag nee, elke keer 'n man wat my graag wil hê. Alright, so wat ek wil sê is die enigste manier waar ons werklik 'n hoër produksie en wins per hektaar kan genereer is meer beeste. En om meer beeste aan te kan hou, het ons 'n weidingstelsel nodig om dit te kan doen. En maak nou nie saak wat se weidingstelsel nie, as jy nou nie die tegniek wil gebruik nie, kan jy 'n ander tegniek gebruik, maar die tegniek moet jou toelaat dat jy jou beeste kan vermeerder. Volhoubaar. Vir my vind ek dat die tegniek die maklikste daarby uitkom. Nou, hoë druk beweiding lyk nie vir almal so nie. Nee, want as ek dink môre vir julle ouens wat nog nooit hoë druk beweiding gedoen het nie, sê hoorie, jy moet môre 500 beeste in 'n troppe, jy moet hulle 12 keer 'n dag skuif. Dan gaan jy vir my sê, man, voetjek, gaan weg. Jy weet, want ek het nog 'n vrou en ek het 'n trekker wat loop en ek moet nog nou na die kinders se sport gaan kyk. Ek gaan nou nie ek moet die woorde wat ek altyd gehoor, ek wil nie vir my 'n melkery koop nie. Nee. So dit hoef nie so te lyk nie, maar dit kan ook so lyk. Maar jy kan dit doen met 50 beeste, jy kan dit doen met 100 beeste, jy kan dit doen met 200 beeste. Jy kan 1 keer 'n dag skuif, jy kan 2 keer 'n dag skuif, jy kan 1 keer 'n 3 dae skuif. Maar eintlik enigiets wat jy doen, dit moet net wees op 'n klein stukkie, jy moet nie selektief vreet vir 'n kort tyd en jy moet hom lank rus. En dit is die geheim. Hoe jy dit wil inpas in jou stelsel, dis jou saak. Maar dit is die basiese beginsels van die drukbeweiding. So ek wil net nie hê ons moet gaan na en die berg so groot maak en dan sê jy's hierdie berg is nou Ararat, jy weet, ek gaan suurstof uit hardloop bo. Ek gaan dit nie doen nie. So jy kan op jou tempo maar die punt is net ons moet iets doen om meer winsgewend te wees. En die maklikste way is 'n weidingstelsel wat jou meer diere kan aanhou. En dit is eintlik baie maklik. Alright. Dan die ander belangrike faktor wat ons moet sê is my ervaring is dat die meeste ouens wat begin met drukbeweiding met die konsep klink vir hulle reg is dat oor tyd hou hulle op want die genetika is nie daar om hierdie stelsel te vat nie. Dat ek nou vir julle een mooi ding sê. Hierdie sit geweldig druk op 'n dier. Die ouens wat dit doen kan getuig daarvan. Dit's baie druk op 'n dier. En nou vir 100 jaar het ons absolute meesters geword dat as ons 'n bees mielies gee word hy vet. Nee. Dit kan ons doen. Ons kan daai bees kan ons teel. En daar's baie van hulle, nee. Okay. Maar ons het gesukkel om 'n bees te teel dat as jy hom gras gee en nog onder druk sit, nog kan presteer. En ons moet daai evolusie moet gebeur. So wanneer as jy oorweeg om oor te gaan, maak seker dat jy gaan koop genetika wat uit so 'n stelsel uitkom. Dis net vinniger en beter en makliker. Okay. Want ek wil niemand afrokkel van die ras waarmee hy boer nie. Maar ek wil jou afrokkel van die tipe. As dit 'n tipe is wat verkeerd is, kom na die regte tipe toe. Want in al die rasse is daar, ek is oortuig daarvan, die regte tipe. Party gaan jou 'n bietjie langer vat, party gaan 'n bietjie korter vat, party gaan maar moenie weet ons moenie in 'n ras saak betrokke raak nie. Dis nie belangrik nie.
Wat belangrik is die regte tipe, want as ons almal suksesvol is, ons is dit mos lekker. Dan loop die ding. Ons kan werk skep, ons kan, jy weet, elke ou koop dan weer 'n nuwe bakkie, en so gaan ons aan, en so gaan ons aan, en so gaan ons aan. So, hoe meer suksesvol ons op die plaas is, hoe beter is dit vir die totale mense rondom en vir die ekonomie. Dan is die vraag, maar hoe lyk hierdie regte genetika? En wat weeg hy en wat weeg hy nie en al hierdie goed. Nou, ek wil nou nie eintlik betrokke raak in wat weeg hy in 'n gewig daarby sit nie, maar wat ek wel wil sê is, dit is 'n easy fleshing beest. Met ander woorde, 'n dier wat korter op sy bene is, of haar bene is, maar dieselfde gewig dra. Nee. Different, same weight, different package. So ons praat nie van 'n klein besie want dis 'n vloekwoord, nee. Iewester en ek wil ook nou nie op voelkraal, maar daar's 'n kommoditeit wat die voelkraal koop. En as jy verby 'n sekere drempel gaan, dan wil die kommoditeit, dan wil jy die voelkraal nie meer. Jy kan nie vir die voelkraal kwaad wees nie. Begin dan 'n ander stelsel met osse en so, as dit jou ding is dit. Maar ek gaan nooit die voelkraal stelsel kan change nie. Maar ek moet gaan en sê, wat kan ek doen om by my winsgewend te wees? Jy weet. En kom ons fokus op dit. En as jy dan moet iets doen en die voelkraal sê vir jou, ek wil nie jou speenkalf hê nie, dan moet jy 'n alternatief vir daardie speenkalf kry. En dan moet jy hom miskien na 'n os toe vat, of na 3 jaar oud os, of wat ook al, en hom dan slag en verkoop. So elke ou kan besluit met watter ras wil hy of sy boer, en dit is net so. Okay, so elkeen doen dit soos hom pas. Daai het ek gesê, easy fleshing het ek gesê. Okay, dit het ook gesê. Nou ek wil net ietsie sê oor hierdie bees. Die sad van hierdie koetjie, wat die regte koei is, sy het nie die meeste melk nie. Sy het nie die beste blapsyfers nie. Sy het nie die beste groei nie. Sy gaan nie die swaarste kalfspeen nie, maar sy gaan die meeste geld maak. So kom ons kom weg van ons idee van ideaal. En kom ons begin na 'n natuurbees toe gaan, dat die natuur vir ons wys, hoe lyk daai dier? En nou wil ek ook nie kom by rasstandaarde, want een ou sê en dit. Maar wat ek wil sê is, daar's tipe beeste, iemand het net my gevra, kan ons dit met 'n suiwer ras regkry? Ek is oortuig daarvan, ons kan dit met 'n suiwer ras regkry. Al gebeur dit gaan bietjie langer vat. Want ek kan nie gaan 'n kruis, weet 'n ander ras koop, wat 'n sekere eienskap het wat ek nodig het nie. Ek moet dit maar self identifiseer en dit dan meer maak. So ou kan dit met 'n suiwer ras regkry. Dit vat net langer as wanneer 'n ou kruisstelling doen en jy kan genetika gaan inkoop wat jy benodig. Okay. Ek dink persoonlik dat 'n natuurbees wat op die veld is, net met 'n proteïen en 'n fosfaatlek, ek dink eintlik maar veral onder sy drukstelsel is daai koei kan maar hier so tussen 180 en 210 kg kalfspeen. As jy haar meer kos gee, gaan sy 220 en as jy die kos betaal, as jy weer by 180. So jy kan maar besluit wat wil jy maak. So ek dink natuurlik is 'n bees gegeer. Interessant, nee, julle kan nou gaan kyk. Ek het nou seker 50 jaar terug die eerste keer 'n foto gesien van 'n buffel. Nee. Wat interessant is, daardie buffel lyk vandag nog presies soos 40 jaar terug. Wanneer het die wild verander in kleurvariante, toe die ons begin interfereer? Nee, toe wil ons hierdie witte vat en ons wil hom meer maak. Sy horingkie is net so dun, hy kan met niemand beklei nie, en dan haal ons al die ander ramme uit, want anders gaan hy doodgemaak word. Maar ons wil hom meer maak. Nee. Dieselfde met die beeste, dan is hulle so groot en dan is hulle so klein, en dan kom die abattoir en sê nee, maar jy moet 'n 300 kg karkas hê, want dit is makliker om 1 karkas te verwerk as 10 karkasse, en so dopper ons rond, en ons maak al hoe minder geld, want ons sit in die beginpunt van hierdie ding. So, besluit self, maar maak vir jouself geld binne jou eie grensdrade. Hoe dit gaan lyk, weet ek nie, maar ek weet dat hierdie beginsel, dit redelik by my, en ek sien nou by Dani en oralster, die ouens wat dit doen, dit is regtig 'n manier om meer winsgewend te raak. Dit is 'n bietjie pietie, dis waar, ek het nog net een ou gekry, Dani Karoo, toe ek vir hom sê, toe sê hy vir my, Gerrit, ek gaan nou sommer met jou eerlik wees, ek is te lui. Klaar.
Jy weet, en dis fair. Dis ten minste eerlik. Nee, hy sê hierdie Karoo, doen ons in die oggend min en die middag bietjie minder. Maar so dit is so. Jy kan self besluit, jy weet hoe werk jy. Alright. Dan ek wil net bietjie nog 'n bietjie sê oor daai koei. Daai koei is korter op die been, sy dra dieselfde gewig. En daai koei se onderhoudsbehoefte is min genoeg. Nee, ek praat van 'n 450-480 kg koei, mooi vroulike koetjie, mooi vigvorm, wat lekker vet aansit, wat reproduseer, wat 'n haartjie kry in die winter om vinnig verloor in die somer en. Dit is wat ons soek. Jy weet so en die natuur sal vir jou wys as jy uitkomsgebaseer selekteer, met ander woorde, sy moet winsgewend wees aan die einde van die jaar, dan gaan hulle oor tyd so lyk. Jy kan maar gaan kyk as jy verse vroeg paar hier op 12, 14, 16 maande. Daai wat vat, lyk soos 'n prentjie. Want die bil het hulle uitgesoek. Hulle is almal vroulik, hulle is almal vroegryp en hulle is net perfect. So dis die diere wat ons moet soek. Natuurlike diere wat dit kan doen. Dan ek dink dis so 4 punte wat ek wil pitfalls wat ek net wil sê. Is te vinnig te gou dink ek is 'n baie groot probleem. Want weet jy wat? Ons begin dit doen en ons sien eers by hulle eet hierdie gras op en of hulle begin hierdie boom vreet. En jy raak so opgewonde en weggevoer in hierdie Ethiopië of wat ook al. En dan kom die veerd en sê leeg. Christian sê nou hulle gaan oor 2 weke dragte hier doen. Dis sê dis die veerd sê leeg nee. Dan is dit te laat. Dan jy verbrou. So vat hom stadig. Moenie weggevoer word. Want dit lyk soos jy sal nou sien daar by die beeste. Dit lyk soos wanneer jy hom hier gesny het en dit lyk pragtig en jy kan sien en jy sien hier kom 'n nuwe gras en die gras is lewenskragtig en jy wil hom al hoe harder druk en dan verloor jy. So dis die een pitfall. Die ander een is 'n verkeerde genetika. By ervaring was net regtig dat en ek kan nie dit meer beklemtoon nie. Is probeer regtig dat jaap nie jy wil die stelsel gebruik en dan gaan koop jy 'n ou se bil wat heeltyd op die voerkraal staan nie. Ek gaan jy 2 tree vorentoe en 3 tree terug. 2 tree vorentoe en 3 tree terug. So gaan probeer 'n ou gaan kies jou teeler wat hierdie system doen of dan ten minste naaste by die system doen en dan gaan koop en gaan probeer daai bulle gebruik. Want ons moet eerder selekteer vir die regte tipe as teen die verkeerde tipe. Nee, positiewe seleksie. Selekteer vir vrugbaarheid as teen of onvrugbaarheid. Want onthou as ek 'n vrugbare bil in my system sit, kry ek 30 kalvers aan. As ek een koei uithaal, haal ek een onvrugbare dier uit. So kom ons selekteer vir vrugbaarheid eerder as teen onvrugbaarheid. Dan wil ek net ook waarsku teen kompetisie. In die hoëdrukbeweiding kan ons ook verval in die volgende bragging right van ek hou 5000 beeste hektaar aan. So what? Dis net so goed ek speen 'n 300 kg kalf. So what? Verstaan jy? Pas die ding in jou stelsel wat jou bestuur kan hanteer, wat jou waters kan hanteer in die begin. Verstaan jy? Kom ons en as ou by jou kom sê ja, jy doen nie drukbeweiding nie, daar's nie net ek sien nie net grond nie. Sê go away. Go away. Want waarmee is ons besig? Ons is besig eerstens om die grondlewe te verbeter. En dis die eerste ding wat ek gesien het wat die ekosisteem herstel en winsgewend is. Kyk, die regte ding is ons nooit winsgewend nie, normaalweg. Nee, is dit nie. Jy kan my regte ding doen. Ek wil perde speel, is lekker, maar dis nie goed vir jou nie. Jy weet. Okay. En dan die ander ding is wat ek wil regtig beklemtoon is effektiewe waarneming. Ons moet in ons veld kom. Tom Lessard sê beste fertilizer is jou footsteps, nee. Jy weet, ek ken nou nie om as dit die perd se voetstep is en jy's bo op die perd nie. Dit is seker alright, maar dit is maar die beste ding. Ons kan nie verwag dat iemand anders vir ons moet sê daar is genoeg gras of nie. Jy moet daar kom, want dis jou waarneming wat die verskil maak. Want onthou, ons is nou hier op 'n mespunt, nê. 'n Fout word nou gestraf. As jy 'n bees 'n halfdag te lank aanhou, dan verloor sy kondisie. Waar as jy selektief bewy, dan of jy nou vandag skuif of môre, wat die hel, maak nie saak nie. Maar met die stelsel moet ons presies wees en ek en jy moet daar wees om die waarneming te kan doen. Sodat ons kan sien. Ons sien dat ons gee ons 'n strokie van 30 meter. Dan hierdie een eet hulle op en die volgende 30 meter eet hulle nie op nie. Dis soos die kampverskil 30 meter per 30 meter.
En as jy nie self daar kom, gaan jy dit nooit weet nie. OK. Dan het ek net twee laaste goedjies. Een is, die belangrikste is water, en die tweede belangrikste is water, en die derde belangrikste is water. As jy nie water het nie, dan gaan jy nie die stelsel. Maar die ding is, jou cutting edge is die weiding, die manier hoe jy wei. En as jy heeltyd moet gaan aanpas, jy kan nou nie meer hier wei nie, want die water is op, ek moet eens weet, dan verloor jy die hele waarde van die system. So ons moet, en dan kry genoeg water, van jou boorgat af, tot jou reservoir. Ek dink jou reservoir, my gevoel, moet omtrent vir 'n week dubbel jou belading kan water gee. As daar 'n pomp breek, of iets verkeerd loop, of jy weet, en as jy kan probeer daai water beskerm, laat uistervark se pyp wat stikkend is, of 'n pyp wat uittrek, nie alles, jy weet, laat jy cover het, laat jy nog genoeg water het. So dit is, ek dink dis belangrik. En dan, my laaste punt, tensy iemand vra het, gaan ons kyk hoe skuif hulle die beeste, is dat ons moet ons arbeid saamvat. Ons moet ons arbeid lief maak vir hierdie system. Weet jy, Dani vertel my, hulle diere, een of ander grasplant, wat hulle manne, toe hulle jonk was, gebruik het om alies te speel. Het lyk my so 'n pit of 'n ding. En toe kry hulle nou die dag na 30 jaar, en toe sê die manne vir hom, hulle kan die gras onthou toe hulle klein was, het hulle met hulle alies gespeel. En vir 30 jaar was hulle weg. En nou kom hulle terug. Jy weet, ons het grasspesies teruggekry, wat vir 30 jaar ons nooit gesien het nie. En ewe skielik het ons hulle begin sien, en nou laat ons hulle sien, nou kan ons sien hulle word meer. Omwonde, this is good for life underneath the soil. Dit is die stelsel. En dit werk. OK, enige vragies? Yes. Ek dink is 375 meter. Nee, weet jy, ek dink julle ouens in Namibië se afstande is groter. Kom, ek gaan vir jou so antwoord. Dit is nou miskien so 'n bietjie polities. As jy, ons eet nou, hulle kom terug water toe, nê. Die oomblik as hulle begin om die hergroei te vreet, voordat hulle die nuwe stukkie wil vreet, dan is jou kamp te groot. Veral in die reëntyd. So ek gaan hom eerder so antwoord. Hoe ver, hoe naby? Ek weet ek het navorsing wat 'n sê maar vierkantige kamp is beter as 'n reghoekige kamp. En ek dink die Amerikaners het gepraat van 400 yards, maar 400 yards is maar sommer naby. Ja, 300. Dis sommer naby. 320 meters. 320 meters. Maar jy weet, ek bedoel, jy weet, 'n bees kan ver stap. 'n bees kan ver stap. Maar ek sal eerder sê, as jy begin om hergroei te vreet, dan is op jou trop te klein of jou kamp is te groot. En dan sal dit goed wees. Wat ek wel wil sê rondom water, as ons 'n 20 hektaar kamp vat, en ons kry sê maar 1000 wy daar uit, die oomblik as ons 'n tweede krib insit, dan kry ons 1500 wy daar uit. 50% beter. So waterverspreiding is crucial. Selle. Presies dieselfde. Wat ons wel doen, ons gee nou 'n bees, ons werk nou maar uit, iemand het nou gevra, hoe weet jy hoeveel moet jy vir 'n bees gee? Ons werk op dubbel die belading, met ander woorde, by ons is 1/6, so ons werk op 1/3, wat vir jou 30.000 vierkante meter gee, en dan deel ons om deur die hoeveelheid dae in die jaar, 365, en dan is dit 82. So elke bees by ons se basis is 82 vierkante meter. En dis maar ons vertrekpunt. Wat ons wel doen, wanneer ons dek, wanneer hulle kalf kry hulle bietjie meer, en wanneer ons die bulle bysit kry hulle weer 'n bietjie meer. Net om bietjie meer energie te stimuleer. Maar ons vertrekpunt is dit, en dan het ons 'n handicap vir elke kamp. Met ander woorde, 'n vlei kry minder squares en 'n ou land kry meer squares. Nee, net om te vergelyk met mekaar. Maar die beginpunt, want die ding is, so dan is dit ook maklik, as jy 10 beeste het, dan maal jy hom net met 82, as jy 100 beeste het, maal jy met 82, en as jy 1000 beeste het, maal jy met 82. So is 'n baie lekker vertrekpunt. So ons gaan nou kyk hoe skuif hulle, en dan kan julle nou net sien hierso, kyk bietjie voor hulle, weet waar hulle nou na toe gaan, en gaan kyk 'n bietjie agter waar hulle uitkom. Dat julle net sien hoe het hulle mooi benut. Jy's Christian. Ons het nou 'n lang toets gedoen oor 2 jaar, ek is oortuig dat hierdie stelsel verlang 'n hoër proteïenlek enigstens as energie. En ek wil net dit sê,
dat gras het eintlik genoeg energie, want die oomblik as hy brand, beteken hy het genoeg energie. Maar ons moet genoeg proteïen insit vir die mikrobe om daai energie in voedingsstowwe om te sit. So ek dink ons kan baie wegbly van die choppe en die goede af en ons kan ons proteïen lig. En omdat ons bietjie meer korter vreet ook dink ek, het ons en ons miskien meer bos en meer dit en meer dit en meer dit, kan ons ook kan pek bysit, polyethyleen wat goed werk, maar ek dink ons moet ons proteïen lig. Ek dink nie nou die ouens wat die herlewing doen is normaalweg redelik synige ouens, nê. So hulle probeer hoë beeste aanhou en wegspaar, dis dit ook. Dis dit ook. So maar die proteïen moet lig. Van konvensioneel na wat ons nou doen, minder energie, meer proteïen. Alright. Kom ons gaan kyk.